Ons het dit so nodig in die besige wêreld dat ons aandag die hele tyd wil wegforceer van U af. En die duiwel kry nog haar reg in baie omstandighede. En daarom nou wil ons net onsself toelê op U, wat U vir ons gedoen het en wat U vir ons nog steeds in gedagte het. En daarom bid ons die Heilige Gees ons harte nou sal skoon maak. Dit sal reinig. En Here, vir ons sal help om te fokus, nie op die spreker hier voor nie, maar op U. In Jesus se naam. Amen. Ek wil uitnooi om saam met te blaai na Psalm 69, vers 5 begin ons by. Psalm 69, ons begin daar by vers 5. Ja, maar ons kyk na 6 toe. Dis die Engelse ene wat dit 5 maak, die Afrikaanse een is vers 6. Vers 6. Dit sê daar, o God, U weet vir my dwaasheid en my skuldige dade is vir U nie verborgen nie. En dan gaan ons daar na vers 12 toe. Dit gaan verder deur te sê, so ons lees van vers 12 tot vers 19. Dit sê, ek het ook 'n rougewaad my kleding gemaak en vir hulle 'n spreekwoord gevind. Die wat in die poort sit praat van my, ook die spotlied van die wat sterk drank drink. Maar ek, my gebed is tot U, o Here, in die tyd van genade, o God, verhoor my deur die grootheid van U goedertierenheid en deur die trou van U heil. Red my uit die modder en laat my nie sink nie. Laat my gered word van my haters en uit waterdieptes. Laat die waterstroom nie oor my loop en die diepte my nie verslind nie. En laat die put sy mond bo my nie toesluit nie. Verhoor my, o Here, want U goedertierenheid is goed. Wend U tot my na die grootheid van U barmhartigheid. En verberg U aangesig nie voor die knegg nie, want ek is benoud. Verhoor my dan gou. Kom nader na my siel, verlos dit en bevry my om my vyande ontwil. Tot sover mag die Here ook vir ons help om ook dieselfde gebed te bid, dat God ons sal bevry van die aanvalle van Satan. Amen. Het is vir ons lekker om weer terug te wees. Ek dink die vakansie het hierdie jaar vir ons 'n bietjie te lank gevoel. Maar ek dink volgende jaar gaan dit weer normaal voel. Ek dink dit is omdat soveel werk is wat voor lê en dit is baie moeilik om af te sluit jou gedagtes as jy weet daar's nog hele dinge wat gedoen moet word. So ons gedagtes was heeltyd hier gewees. Ek wil 'n bietjie volgende gesels oor ons genade en dis al nog genade oor. En ek moet vir julle sê dat verhaaltjies, en toe ek baie jonk was, so aan manse ouderdom seker, het ek baie van lees gehou. Dit was iets wat ek nie, soos 'n lekker seker vir party mense, soos sjokolade, jy weet, vir my vrou was op 'n tydstip. Ek onthou my ma altyd my beklei, want ek het die etenstafel gelees, en ek het nie hierdie klein boekies, ek begin met kleintjies natuurlik, ons almal begin met kleintjies, maar dan het ek gewoon vir die dik boeke, en veral die fabels. Die fabels was vir my baie interessant altyd gewees. En ek onthou, ek het hierdie bundels deurgelees van Jakkals en Wolf. Wie van julle het al van Jakkals en Wolf gehoor? En Jakkals en Wolf verhaal het my baie dink aan Jesus se verhale wat hy ook vertel het. Ek weet, 'n Jakkals en Wolf verhaal wat Jesus vertel het, is byvoorbeeld in die Bybel. Het jy geweet Jesus het die Jakkals en Wolf verhaal vertel? Nou wonder julle wat is dit nou? Maar dit is Lazarus en die ryk man. Daar's geen waarheid daarin nie. Maar Jesus het dit gebruik as 'n fabel om iets te leer. Die saai is nie 'n wolf en jakkals verhaal nie, want dit het werklik gebeur. Dis 'n werklike verhaal van mense wat in saai wat uitgaan om te saai. Maar die ryk man en Lazarus is 'n fabel. Ons weet dit almal, om 'n sekere punt oor te bring, om dit beter te verstaan. En een van die jakkals en wolf verhale wat my nogal getref het was, maar laat ek jy by daar uitkom, is dat ons vind altyd dat jakkals is die slim, die mooi en die skraal een, jy weet, die een wat vinnig is, wat altyd goed is in alles. Dit is mos jakkals, né? Wolf aan die ander kant is die lelike ene, hy is nie so vinnig soos die jakkals nie. Verstaanlik is hy ook 'n bietjie stadig en nie net liggaamlik nie. So altyd in al die verhale omtrent jakkals en wolf, wen jakkals altyd en wolf verloor basies altyd. Dis reg verkeerd. Hy kom altyd tweede. Maar daar is 'n verhaal waar wolf eerste kom en jakkals kom tweede. Waar wolf besluit om jakkals se goeds te maak. Kan jy dit glo? Maar dit is daar. En dit is, ek gaan die hele verhaal vir jou vertel, maar dit is basies
waar hy vir Jakkals oortuig het om sy stert binne in 'n rivier of in 'n poeltjie te sit by 'n rivier. Die aand het baie koud geraak, wolf het sy stert beweeg, Jakkals het nie, Jakkals se stert sit vas, wolf sit nie vas nie. En wat is die resultaat gewoonlik, nadat so poets gebak is? Boer, boer, ek weet waar wolf is. Hierdie keer boer, boer, ek weet waar Jakkals is. En natuurlik die Jakkals pluk om sy stert uit te kry en vind dat hy kan nie, en hy pluk weer, hy pluk hy sy stert af. En vir die res van Jakkals se lewe het Jakkals sonder stert rondgeloop. Die trots van sy lewe. Maar weet julle wat? Julle wonder wat het te doen met nagmaal vanoggend of met die skrif en waarom sal ek so verhaal vertel? En ek doen dit nie normaalweg dat ek sulke dinge vertel nie. Maar daar is 'n rede daarvoor, want in wolf en jakkals is daar altyd kompetisie. En die een is altyd beter as die ander. En die ander een kan net nooit goed genoeg word nie. En wens so dat hy kan die ander een terugkry, net om weer suksesvol te voel. En in die samelewing is almal op een of ander van hierdie vlakke. Net emosioneel nie net fisies nie, maar ook geestelik. Sommige van ons dink ons is beter as ander geestelik, want ons doen al die regte goed en ons funksioneer baie goed en ons kan die ander altyd uitoorlê met die beste antwoorde vir die moeilikste vrae. En dan is daar ander wat net nooit kan wen nie. En wat daar 'n wrok opbou hier binnekant en daarin voel asof hulle niks werd is nie. En vir al twee hierdie groepe mense is daar hulp wanneer dit kom by die geestelike dinge. Jy sien geestelik is ons in die moeilikheid as ons in enige van hierdie twee kategorieë val. En ongelukkig, een of ander tyd in elkeen van ons se lewe, val ons in een van hierdie kategorieë in ons optredes, in ons doen en laat. Daar is 'n tyd wanneer elkeen van ons optree asof ons beter is as ander. Daar is 'n tyd wanneer elkeen van ons in die verleentheid is, omdat iemand anders beter as ons was. En dan daarop reageer, op 'n nie-Christelike manier. Daarom snaaks genoeg is ons baie dieselfde as jakkals en wolf. Jakkals en wolf is in elkeen van ons se natuur. En kom ons gaan kyk 'n bietjie, wat is die natuur van die mens? Ek wil 'n bietjie in die eerste gedeelte fokus op die ek. Kom ons kyk 'n bietjie na Dawid te gee om 'n geleentheid om ons eintlik te leer wat hierdie welbekende natuur is. Dit maak nie saak watter psalm Dawid geskryf het nie. Hy het altyd begin met hierdie verhaal van die arme ek. Hy het homself bejammer, soos wolf. Arme ek. Dit gaan so swaar en die deel wat ons vanoggend gelees het, gedeelte daarvan het ook die arme ek in. Het jy dit opgelet? Die arme ek. Ek wil dan nou ook die geleentheid gebruik om eers na hierdie situasie te kyk. Wat ek dan later wil doen is ek wil dan gaan kyk hoe ons dit dan toepas op ander en hoe ander dan op ons 'n toepassing het en dan wil ek later gaan kyk om die af te sluit waar God in hierdie prentjie pas. Want jy sien, sonder God in hierdie prentjie kan ek nie waarborg dis ons almal maar dieselfde, soos ek vanoggend ook genoem het en sal ons almal uiteindelik verloor gaan. Die ek is moontlik die grootste vyand wat ons het en wanneer ek begin fokus op myself dan begin ek baie onstabiele en gevaarlike grond betree of ek dit wil erken of nie. En u sal dink die ek gaan net oor 'n selfsugtige daad van ek. Nee, dit is nie. U sal verbaas wees so baie keer in ons algemene lewe deur die dag ons die ek voorhou sonder dat ons dit eers besef. En veral wanneer dit kom tussen my dinge en God se dinge. Hoe min belangrik God se dinge skielik raak wanneer daar krisisse in my lewe kom. Jy sien, dit is hoekom hierdie grond dan so onstabiel raak. Soos dun ys waarop jy loop. Jy kan die krake hoor, maar jy ignoreer dit, want jy het nog nie ingeval nie. En jy gee nog 'n tree, en nog 'n tree met die hoop, jy gaan nie inval nie. En dan bekommer jy jouself nie meer, want jy het al so ver gestap op hierdie ys, jy hoor dit, maar nog niks het gebeur nie, dat die oomblik wanneer dit gebeur, is jy selfs verbaas. Satan se sonde, as ons nog kyk na Satan, in Jesaja 14 vers 2 tot 14, 12 tot 14 was dit, ek wil opklim na die hemel. Is daar iets verkeerd om suksesvol te wil wees? In sigself? Nee. God het ons gemaak om suksesvol te kan wees. Maar wat ons vergeet soms is dat sukses relatief is tot hoe ons dit benader.
Daar is nog iets interessanter wanneer ons na die verhaal kyk, en dis Adventiste konsepte hierdie wat ek met u deel, en dit is dat daar geen verduideliking volgens ons is waarom we Satan besluit het om in 'n volmaakte wêreld waar nog geen letsel van sonde was, of 'n skaduwee daarvan sonde te pleeg nie. Ons kan dit nie verstaan nie, dit maak nie sin nie. Maar Satan het 'n antwoord gehad daarvoor. Hy het mos altyd 'n antwoord vir wat hy verkeerd doen. Dit my klink na my partykeer, ek is seker dit klink na julle self ook partykeer, as julle na jouself kyk. Hy het wie geblameer? God. Ons moet mos 'n rede soek vir ons sondes. Ons moet mos 'n rede soek hoekom ons nie, of hoekom ons doen wat ons doen, of hoekom ons nie doen wat ons nie moet doen nie. Hy was gou om God te blameer. Ons glo weer, ons het 'n antwoord waarom ons sondig. En ons blameer weer ook iemand. Ons blameer Satan. Hy het ons sonde in die wêreld gebring. Dis sy skuld dat ek sonde doen. En so probeer ons die sondes in ons lewe regverdig. Geestelik nogal daarbey ook. Waarom sukkel ons soms om gelukkig met onsself te wees? Waarom is dit dan 'n probleem? Waarom is ons so geneig om ons probleme te fokus en ander te blameer daarvoor? Ek wil voorstel dat dit is omdat ons geestelike oogspiere onwillekeurig van God wegkyk. Ons weet wat ons doen is verkeerd, maar soos 'n magneet gaan ons nog steeds voort om dit te doen. Psalm 69 vers 6 sê, die wat my sonde oorsaak haat, is meer as die hare van my hoof, hier is vers 5. Die wat klaar staan om my te vernietig, wat sonder grond my vyande is magtig, wat ek nie geroof het nie, moet ek dan teruggee? Jy sien, hy is so gefokus, die psalmskrywer, op sy probleem, dat hy probeer self 'n antwoord daarvoor soek. Moet ek dit teruggee? Waar gaan ek dit vandaan kry? Hoe gaan ek die probleem oplos? Want die probleem is op my, en ek het nodig om iets omtrent dit te doen. Sy oogspiere is nie op God op die oomblik, maar dit is op hom self en sy probleem. Ons kyk rond, inteendeel, en ons is nie gelukkig met ons huwelik met God nie, want God gee nie vir ons wat ons dink ons toekom nie. Ons is tog getrou, ons doen tog die regte ding, maar tog gaan dit nie aldag goed nie. En ons sê vir mense natuurlik, ag die Here is so goed. In ons harte het ons baie vrae. En ons jok eintlik in die waarheid daarom. Ons beheer ander, omdat ons eintlik soos hulle wil wees, want hulle is suksesvol en ons is nie. Ons bejaag onsself want ons sien hoe onregverdig ons behandel word. Ons oë is gefokus op die wêreldse dinge. Geen wonder dat dit moeilik gaan wanneer ons op God moet fokus. Ons het vanoggend gepraat aan, as God tasbaar in ons midde was, hierso kon sit, hier kon wees, fisies. Hoeveel mense sou nie vanoggend in die kerk gewees het nie? Maar is nie hierso nie. Jy kom na die predikant luister, of jy kom na die voorprogram luister, of die ou lees die nie. Ons besef nie ons al eens dink nie. Wat ons vergeet het is dat God is teenwoordig. Hy is hier fisies saam met ons. En net hy die engele verteenwoordigend ook van hom. Maar ons probleme, ons omstandighede, het dit vir ons onmoontlik gemaak om dit oor tyd raak te sien. Ons kom net dag kerk toe. Ons kom om God aanbid, ja, maar God in die hemel, nie op aarde is saam met ons. Soos hy beloof het, op die Sabbat is ek met julle. Ons begin dan selfs te wonder oor God se genade en of dit nog vir beskikbaar is. Is iemand God is nie meer werklik nie, hy is net iemand wat ek sê, weet jy wat, die Here is goed, kyk wat die Here doen, en ons praat daaroor, want dit beteken niks, maar dit is leer woorde, want ons optrede wys andersters. Omdat my visie van God vermeng word met my visie van die wêreld. Ek kan nie onderskei nie. Ek dink dit wat ek geestelik doen is genoeg. Ek besef nie dat ek geestelik anoreksies geword het nie. En dat die minimum geestelikheid my nou laat dink dat ek vol is nie, dat ek genoeg ingekry het nie.
Ek kan nie help om te dink aan hierdie week van gebed wat verby is nie. Dit is iets wat my 'n bietjie pla. Nie omdat ek vir 'n maksimum van 6 mense op 'n aand 'n preek moes gee nie. Want dis hoeveel mense daar was op een aand, 'n maksimum van 5 en 6. Maar eerder omdat ek gewonder het waarom mense nie wil kom om die Here te aanbid nie. Wat kan so belangrik wees? Ek kan verstaan dat mense uitstedig is, glad nie in die omgewing nie. En dit voor 'n nagmaal. En dit gaan nie omtrent my nie, dit gaan nie oor hoeveel mense ek voel nie, ek het al vir minder mense as dit voor gepreek in my lewe. Of tyd met hulle en God sal spandeer. Maar wat is besig om in ons kerk te gebeur wat geestelik ons verhoed om by 'n week van gebed te wees? Of ons te verfris vir 'n nagmaal wat gaan plaasvind in daardie week of aan die einde van daai week wat gaan breek. En dit breek my hart om daaraan te dink. Dat dinge van die wêreld vir ons belangriker geraak het as die dinge van die Here. Dat die koue vir ons belangriker geraak het as die dinge van die Here. Dat ons besigheid belangriker geraak het as die dinge van die Here. En ons vergeet, en dis waarvan ek praat, ek gebruik dit nie as skuldige wat voel nie. Ek wil vir julle probeer laat verstaan iets wat onlangs gebeur het, wat julle nie kan identifiseer hoe vinnig kan ons aandag van God weggeneem word en eerder op die wêreldse dinge geplaas word, want dit raak vir ons belangriker, want dit is ons krisis vir nou. En ons vergeet dat dit God is wat eintlik in beheer is en ons het hom nie deel daarvan gemaak nie. Wat in hierdie week gebeur het, wat het nog erger maak, is daar deur die Bybel dit aangespreek word as sangswoord, en ons speel dit ook. Hebreërs 10:25-26. En laat ons die onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige gewoonte het nie. Maar laat ons mekaar vermaan en des te meer naarmate die dag sal kom. Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sonde nie oor nie. En mense met hierdie wete bly ons weg. Miskien gaan ons help omdat ons nie was nie. Maar as ons een keer nie was nie, raak dit makliker vir 'n tweede keer, 'n derde keer en uiteindelik die gewoonte vernietig ons. Besef ons die intensiteit van die tyd waarin ons leef en die belangrikheid om by mekaar te kom en God te dien. Onsself weg te skeer van die wêreld, dit se omstandighede en vir 'n oomblik net te vergeet dit bestaan en net tyd met God te spandeer en hom toe te laat om ons lewens beheer te neem. Daar is niks belangriker op hierdie aarde nie, vriende, as Jesus Christus nie. En ek het gevind in my eie persoonlike lewe dat waar daar opofferings was wat ek moes gemaak het, partykeer het ek dit nie verstaan nie. Wanneer dit moeilik gaan het ek baie keer nie verstaan nie. En ek het tydjie vir niks, Here, maar ek het alles gedoen en kyk hoe gaan dinge, dan het ek dit ook nie verstaan nie. En dan eendag uit die bloute uit, dan gebeur daar iets wat ek weer sê, Here, ek kan dit nie verstaan nie wat die Here vir my doen. En onlangs was so ding gebeur en ek kon dit nie verstaan nie. Tot nou toe is ek nog stom geslaan oor hierdie groot ding wat die Here vir my gedoen het. En ek sê vir Here, ek verdien dit nie. En mense, ek sê 'n volmaakte voorbeeld van iemand wat alles doen wat die Here van hom verlang nie. Ek stoei ook. Ek is mens net soos u. Dis hoekom ek sê u moenie skuldig voel omdat ek dit sê nie. U, as jy skuldig voel, moet dit wees omdat u voor God staan, nie voor my nie. Want ek staan voor 'n lewende God. As nou Openbaring 3 vers 11 kyk, dan sê kyk, ek kom gou. Besef ons wat gou beteken? As Jesus gesê het, weet jy wat, aan die einde van hierdie week kom ek, sou ons hier gewees het? Ja, ons sou. Maar ons sou nie gewees het omdat ons geestelik ingesteld is nie, ons nie gewees het omdat ons werk georiënteerd is, werk ingesteld is om te werk, om dit te ontvang. Ons moet nie volgens die sit, omdat ons voel ons moet die sit, omdat dit die werke is nie. Ons moet die sit, wat ons wil werklik tyd met Christus spandeer, en dit moet nie net gewys word op 'n Sabbat nie, dit moet gewys word reg deur ons lewens. Die eie ek moet verdwyn, die probleme in my eie ek se lewe moet verdwyn. Of jy daarvan hou of nie, die probleme sal nog steeds bestaan, en sal nog net so groot wees, al kom u om die Here te aanbid. Die enigste verskil is, u het nou 'n partner, u het 'n maat in hierdie probleem. Dit maak die verskil. Voordat ek getroud was, moes ek alles vir myself doen. Wie moes alles vir myself doen? Of het jy 'n ma gehad en 'n pa wat doen? Dankie. Nee, ek is uit die huis, so vroeg as wat ek kon. Dit was die lekkerste deel gewees. My maat kan nou nog nie oor haar kry dat ek
graad 1 alleen skool toe wou loop nie. Ek wou nie my ma's van my gehad het nie. Ek is nog steeds onafhanklik en ek hou daarvan. Maar baie minder as wat ek was in die verlede. Want om met my vrou getroud te wees, maak die lewe soveel makliker. Want sy doen die goed, baie van die goed wat ek in die verlede moes gedoen het. Het ons nog steeds dieselfde probleme, ek nog steeds eet, dan nog steeds kos gemaak word, dan moet steeds wasgoed gewas word, en dit moet alles nog steeds gedoen word in die huis, is nog steeds daar. Die probleme is nog steeds daar, reg of verkeerd? Reg. En dit was moeilik toe ek alleen was. Want ek moes alles self doen. Toe trou ek met haar. Nie wat sy kon doen nie. Omdat ek lief is vir haar. Maar raai was, die probleem was nog steeds daar. Dit het nie opgelos geraak nie. Maar ek het 'n vriend gehad saam met my die probleem. Mense, ons moet ons mentaliteit verander rondom wie ons is. Waarna ons op pad is. Ons moet ons mentaliteit verander rondom die probleme wat die lewe oor ons pad bring. Ons het nodig om te weet hoe om te kan fokus, ongeag wat die wêreld wil hê ons moet doen hierso. Ons het nodig om te kan fokus en voort te kan beweeg, al wil die wêreld ons terughou en ons stil maak en ons stop. Jesus kom gou. En dan gaan Openbaring 3 vers 11 verder sê, hou vas wat jy het. So niemand jou kroon kan neem nie. Ek weier dat iemand anders my kroon vat. Ek weet nie van nie, maar ek gaan nie dit toelaat nie. En ek sê dit met 'n geestelike aggressie. Ek gaan nie toelaat dat iemand my plek vat eendag in die hemel nie. Ek gaan nie toelaat dat dit lyk asof Jesus vir my kyk en dan kyk hy eintlik vir jou agter my nie. Het jy al 'n ervaring gehad? Iemand kyk vir jou en jy dink, "Wow, jy weet die ou kyk vir my." En dis nog iemand wat belangrik is en dan sê die ou nie, hy die ou agter jou. Mense, wat is so ernstig op hierdie planeet? Wat is wêreld van Christus? Dit is waar, ons geheue is swak. Veral ons geestelike geheue. Ons vergeet so gou dat ons fokus op hierdie wêreld gaan uiteindelik veroorsaak dat ons die kroon van die lewe gaan mis. Maar dit voel nie werklik op hierdie stadium nie. Daar is te veel goed ons besig is. Ons vergeet naderhand dat Jesus is die belangrikste persoon wanneer dit kom by ons wêreldse prioriteite. Omdat net hy ons dit kan gee, waarvoor ons in eie krag so hard probeer werk. Johannes 14 vers 27 is 'n mooi teksgedeelte. Luister hierna. Vrede laat ek vir julle na. Ons is besig dalk in hierdie week gewees wat verby is. Ons gaan besig wees in die week wat kom. Ons gaan besig wees tot die Here kom met hierdie dinge van hierdie wêreld, met ons probleme, ons persoonlike goed. Dit gaan nie ophou nie. En ons het iets nodig buite onsself. Dat ongeag die probleme, ons vrede kan ervaar. Vrede laat ek vir julle na. My vrede, sê Christus, gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee nie. Dit maak nie saak wat se sukses jy behaal nie. Vriende, jy gaan nooit vrede ervaar nie. Jy droom as jy dit glo. Want jy gaan altyd, al net jy, hulle sê ons, jy kan hoe ryk word, kom ek sê dit so, maar jy gaan altyd bekommerd word, jy gaan dit wegvat van jou weer. Dis 'n feit. So maak sou wel vir jou, jy gaan ook nie vrede hê nie. Nie soos die wêreld gee ek aan hulle vrede nie. My elektrisiteit wat hulle binnekort gaan opsit hier so by die huis, gaan my nie meer vrede gee nie. Want enigeen kan daar hier ook kom as hy regtig wil. En dan sê hy iets baie interessant Jesus hierso. Laat julle hart nie ontstel word en bang wees nie. My ervaring was gewees in die verlede dat as daar 'n probleem opgekom het in 'n bediening, dan ek rondgeskarrel om te kyk wat ek kan doen met op te los. En tyd het die Here my geleer dat foute gaan ek maak, maar om rond te skarrel gaan nie die antwoord wees nie. Eerstens om te leer dat die fout is baie belangrik. Maar tweedens om dit in sy hande te plaas gaan die belangrikste ding wees wat ek kan doen.
En in my bediening soos dit aangaan, ek gesien hoe God al begin werk het. Maar ek besef het ek glad in staat is om seker goed uit te sorteer nie. En God dan intree. Hoekom wil ek dan bang wees? Hoekom wil ek ontsteld wees? As 'n God as my vriend het. Los hy alles op, altyd? Nee, sommige goed moet ek vir myself ook uitsorteer. Dit is so. Maar hy bly nog steeds 'n primêre faktor, die primêre faktor in daai probleem, om my te help, om dit uit te sorteer. Daarom is ek vanoggend dankbaar vir God se groot genade. Dit gee ons nog 'n geleentheid om reg te maak waar ons verkeerd het. Dit gebeur nie met verskonings of onsself of ons daaruit regverdig nie, maar deur opreg te berou, omdat ons besef dat ons die eie ek oor God verhef het. Die ander puntjie wat ek vinnig wil aanraak, die ander mense, hoe hulle beïnvloed word deur hierdie invloed wat ek het, en hoe hulle ook my beïnvloed. Wat is ons assosiasie tussen God se genade en ons ervarings met ander mense? Dis hier waar Matteus 7 inkom, waar ons geneig is om eerder na die splinter in die ander ou se oog te kyk in plaas van die balk in ons eie. Dis hoekom ek sê ek sien hier om julle splinter uit te haal. Ek het my uitdagings en daar's 'n paar balke wat ek het sorteer oor. Wie weet ons is geneig om ander mense hemel of hel toe te stuur deur na hulle kerkverbintenis te kyk, hulle optredes, hulle klere, selfs hulle klere, en miskien is daar selfs regverdiging daarin. Selfs waar hulle bly of werk kan selfs ons beïnvloed. Maar wat weerspieël ons werklik wat die genade van God dan betref? Kan ons getuig dat God ongeag hoe veilig ons is, ons gered het, ons gehelp het, maak dit ons beter as ander? Alleenlik as dit ek was wat werk gedoen het in myself en dit reg gekry het. Maar wanneer ek kom by God se genade, het ek niks gedoen om myself te kry waar ek is nie. En inteendeel is ek maar nog steeds dieselfde persoon. En alles wat gedoen is in en deur my lewe is deur Jesus is deur Jesus Christus self gedoen. En dit is ook so belangrik om na ons eie lewens eers te kyk en te sien wat Christus in ons lewens gedoen het, voordat ons begin kyk na ander mense toe, want dan mag ons dalk hoop hê vir ander. Mag ons dalk anders behandel met liefde en omgee en hulle herinner aan God se groot genade ongeag dit wat hulle gedoen het. Is ons gevolgtrekking by God se genade verander nie dalk identies wat ons dan soms glo God se genade vir ons is nie. Is ons verhouding teenoor ander op dieselfde vlak as wat ons verhouding baie keer met God se dalk is? Baie keer tree ons selfs op asof ons op God plekke behoort te hou. En ongelukkig is dit 'n nuwe mentaliteit wat die wêreld vinnig oorneem. Miskien is dit die ander rede hoekom ons op ons eie ding kan doen en nie nodig het om met mekaar te kom nie. Ons dink ons kan Jesus namaak deur die harte van mense te oordeel en akkurate gevolgtrekkings te maak. Ander mense het dalk soms negatiewe invloed op ons, maar die vraag is watter invloed weerspieël ons deur ons voorbeeld? Is ons daar om nog kansse te gee? Nog liefde te gee? Nog omgee te gee? Nog 'n keer te probeer? 2 Korintiërs 5:20-21 sê, ons tree dan op as gesandte van Christus. Asof God deur ons vermaan, ons bid julle om Christus ontwil, laat julle met God versoen. Dis 'n oproep om in liefde en genade, nie in oordeel nie. Want hy het hom wat geen sonde geken nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Paulus herken baie duidelik dat hy nie gered is deur sy eie krag nie. Hy kan nie spog oor wie hy is nie. Die enigste spog wat hy kan doen is om God voor te stel en God aan mense te gee. Hardkoppigheid is moontlik een van die grootste ewels wat ons eendag in die koninkryk gaan hou. Daarom pleit Paulus, want hy pleit met mense ook wat hardkoppig is. Ons almal val daai kategorie soms. En ek praat spesifiek van hardkoppigheid om ander te vergewe en te aanvaar ongeag. Kan ons vergewe en aanvaar? Kan ons voortgaan? Ons praat nie om te aanvaar wat verkeerd en rebels is nie. Niemand sê keer dit wat sleg is, goed nie. Maar om eerder die persoon te aanvaar as 'n kind van God. Dat Jesus net so nodig het as ek.
Wat 'n klap aan Christus se gesig as ons sê ons is sy kinders, maar ons tree in gelid met Satan op. Raak vir 'n oomblik stil en besin die genade van Jesus Christus in u eie lewe. En dan wat sy verwagting ook is van ons teenoor ander. Ons spreek Jesus Christus aan ander, maar ons leef dit nie uit teenoor ander nie. Romeine 12:19 sê ons moet onsself nie wreek nie op ander nie. En dis wat Wolf ongelukkig gedoen in ons verhaal. Hy het wraak geneem en dis hoekom ek sê ons val baie keer in daai kategorie ook. Dit sê moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. Onthou, u en ek is ook die ander. En soms gaan ons ook so behandel word. Dit is my altyd vreemd dat mense baie stikkend voel en seer voel as iemand hulle te nagekom het. Maar daai selfde persoon dalk 'n rukkie terug, en ek het al sulke goed gesien, het iemand anders is te nagekom en seer gemaak en hulle wou nie dit regmaak nie. Want nou weet hulle kan nie verstaan hoe dit met hulle gebeur en hoe kom die ander persoon hulle nie wil vergewe en hulle wil help nie. Daar's geen logika daarin vir my nie. Ons is reg om hy te deel, maar ons kan nie ontvang nie. Ons is reg om te oordeel, maar ons wil nie veroordeel word nie. Dis altyd die eenrigtingstraat. Mense, ons as kinders van die Here het nodig om te besef dat ons het nodig om ook in oordeel te staan soms teenoor ander mense, waar hulle na ons kyk en vir ons moet reg help. Ons kan nie ook blameer vir die rede waarom ons optree soos ons optree. Maar volgens die Bybel is daar geen verskoning nie. As dit verkeerd is dit verkeerd, ongeag wat ander ons te doen het. Want uiteindelik gaan God sit as die ware getuie saam met hulle teen my. Ek sluit af met God. Wie God werklik is. Ons weet, of ons dink ons weet. En selfs ek, met julle almal gekombineerd, weet nie werklik wie God is nie. En ek raak uit frustreerd as ek hoor en sien hoe dat God, of hoe elkeen God op sy manier ook uitdeel. Want daar is 'n plek waar ons weet, God nie is nie. Die Bybel maak seker dinge baie duidelik. Dit is God nie, en dit is hy. Al is daar 'n paar areas wat ons nie van seker is nie. Hoe dat mense eintlik 'n God skep om aan te pas by hulle passies, hulle lus en optrede. Dit laat my by die vraag oor wie is God dan werklik? As jy 'n God het en ek het 'n God en my vrou het 'n ander God en elkeen in die kerk het 'n ander God, want elkeen van ons het sekere goedjies wat ons doen, wat ons regverdig volgens die Bybel, wat nie eintlik die Bybel regtig staan nie, of gemotiveerd word nie. Maar tog is dit God wat dit gedoen het. Nou waarom doen hy dit vir jou, nie vir my nie? En nou sê ons, ja, maar weet jy wat, jou persoonlikheid is anders as myne en jy's op 'n ander vlak as ek. En jy weet, ons begin dit alles wegredeneer om te regverdig op die einde van die dag hoekom ek myself regverdig vir dit wat ek doen. En hoekom my God lyk soos hy lyk. En te waarheid is, as ek my gevolgtrekking maak, is dat daar duisende gode. Elkeen wat geskaap is daar, wie se beeld? My beeld. En dit is nie wie God is nie, vriende. Want watter een van julle is die ware God? En elke persoon het skuld daaraan en dis kom daar stryery ontstaan. Want ek wil my punt maak en dis nie eens baie keer Bybels georiënteerd nie. Want dit is my oortuiging in die postmoderne era. En baie mense het dit meer skuld as ander. Ander gaan uitgaan uit hulle pad uit om 'n punt te maak dat wat hulle sê en doen ongeag is hoe God dit wil hê. Maar min mense doen werklik die moeite om die Bybel te bestudeer en die vraag te vra, wie is God werklik? En wat verlang hy van my? Nie ek van hom nie. En ek wil die volgende uitdaag, terwyl u die nagmaal gaan gebruik, dat u die vraag gaan vra, Here. Nie van, Here, hoe wil ek hê u moet wees nie? Maar eerder, Here, hoe wil u hê ek moet wees? God kan nie wees wie ek hom maak nie. Ek kan alles probeer om hom te verander. Dit is nie 'n skildery wat net 'n paar strepe die prentjie kan verander nie. Ons as Adventiste het sterk oortuigings, vriende, oor dinge omdat dit Bybels is, nie omdat ons dit ergens in die lig gaan haal het nie. Tog, so gou as iemand sekere van hierdie dinge probeer uitleef in oortuiging, veral dit wat nie baie gewild is nie, word hierdie mense gekritiseer, aangeval en valslik beskuldig deur hulle eie kerkgenote. Is dit hoe God is? Of is dit God se doel dat ons moet verbeter in ons lewe na hom? Ons is op reis na 'n land van melk en honing,
waar die God van die heelal woon. Maar ons is nog nie gereed, of reg om gereed te maak, om daarin te gaan nie. Nog 'n kort rukkie. Ons wil met ons wêreldse gewoontes daaraan gaan ingaan en dink dat dit maar aanvaarbaar sal wees vir 'n God wat ek verander het in my wêreld. Maar ons vergeet, hy is onveranderlik. God is die ek is. Die Bybel maak dit duidelik, daar is net een. En wat jy en ek doen en dink, is nie God nie. Selfs van die goed wat ek miskien van vooraf mag preek, mag selfs nie eens God wees nie. Omdat ek mens is en net oordra soos ek die Bybel verstaan. Maar een ding weet hy verseker, en dit is, dat God is 'n God van liefde. Is dit nie waar nie? En dit is waar ons vanoggend moet vashou, met al ons foute, met al ons tekortkominge, om te fokus op hierdie een punt van verhouding. En vir God te vra om ons toe te laat om sistematies so te kan beweeg, dat ons sal uitsien om tyd met hom te spandeer. Dat ons geleenthede sal gebruik, geleenthede sal maak om by hom uit te kom. Dan net 2 en 3 vergader nie. Maar dat ons as eenheid, net soos daardie disippels, 120 nie bo vertrek, in gebed, saam kan vas en bid, en die Heilige Gees op ons uitgestort kan word. God kan niets anders wees as liefde nie. Arthur Spalding sê dit in sy boek, Die Liefdesweg, ek lees net hierdie stukkie gou. Hy het van sy liefde geneem, en dit in klein pakkies toegedra is, en dit baie mooi gestel. Ek het so sagte kant aan my ook hoor. Allerlei soorte pakkies, wat allerlei soorte groot is, en fatsoene en klere. Party van hulle was klein, en ander was groot. Party was wit, party was swart, party grys, party bruin, party was rond, en ander was lang of driehoekig. Ja, allerlei fatsoene, maar al was hulle kleer ook wat. Almal was pakkies van Gods liefde. Is nie mooi nie. Almal was pakkies van Gods liefde. En wie is daai pakkies? Jy en ek. Jy en ek. Want jy sien, ons kan sê wat ons wil. Ons kan sê, ek het nie die gawe om 'n viool te speel nie. Ek dink 'n paar van ons het dalk nie die gawe om 'n viool te speel nie. En ek waardeer as die drie so lekker speel. Ek weet ook al die hele oefening wat daaraan gaan. En ek het dalk nie die gawe om hier voor te staan nie. Ek het dalk nie die gawe om offisiële Bybelstudie te kan gee nie. Maar weet jy wat het ek die gawe wat die Here aan almal gegee het? Om lief te hê. Om lief te hê. Nie omdat iemand jou lief het nie, omdat jy God se karakter nie het, ongeag hoe hy persoon jou maak, om lief te hê. Dis wie God is, om lief te hê. Min mense op die aarde wil vir ewig sterf. As ek die aarde moet sien, wil niemand van ons doodgaan nie. Niemand van ons wil hel toe gaan nie. Niemand van ons wil vir ewig verlore wees nie. En ek en u het God se genade baie nodig, wat nog volop is, maar soveel te meer die mense daar buite. Maar as ons nie begin hier nie, het ons niks te veel daar buite nie. Ek wil nie hamer op die ding, so laas keer moet ek dit gaan doen, maar as ek 'n gas gebring het vir week in gebed hiernatoe, wat sou sy indruk gewees het van ons as kerk se verhouding teenoor God en met God? Sou ons 'n pakkie liefde gewees het? Of sou die kerk 'n leë kerk sonder liefde gewees het? Want er is niemand om liefde te gee nie. Kom ons los sekere dinge in vrede. Kom ons maak hier 'n begin. Dit is nagmaal. God wil hê dat elkeen van ons deel moet wees aan hierdie proses. Ons moet ook besef dat wanneer ons hierdie nagmaal neem, dan maak ons 'n gelofte om getrou te wees van jou vorentoe. 'n Nuwe belofte dat Here, ek het gefouteer in die verlede en vriende, ek kyk na myself. Ek het hierdie nagmaal vanoggend net so nodig. Maar ek wil hê Here moet my verander en ek wil hê Here moet my nuut maak. En ek wil 'n nuwe begin met hom vandag begin. My gebed is dat U die begeerte sal wees. Maar nie net hierson nie, maar dat wanneer ons same zijn met die gelowiges hier, nie het Here soek om nie te wees nie.
Nie verskonings maak waarom nie, ongeag wat gebeur, maar probeer om 'n punt te maak, 'n afspraak wat ons nie kan kanselleer nie, om vir God te wys dat jy wil met hom wees. Want vriende, een afspraak wat ek op 'n tyd nooit sou kanselleer nie, was 'n afspraak met my vrou. En ons almal weet hoe dit voel, om lief te wees vir iemand, en 'n afspraak te maak, en om dit na te kom. Kom, geniet die afspraak met God, nie net vandag nie. Elke dag in die toekoms, wanneer ons 'n geleentheid vir samekoms het, dat die Here in deur ons kan werk. Vriende, mag ons uiteindelik almal gered word, en Jesus saam ontmoet, wanneer hy kom op die wolke. Amen. Die probleem was nog steeds daar. Dit het nie opgelos geraak nie, maar ek het 'n vriend gehad van my in die probleem. Mense, ons moet ons mentaliteit verander rondom wie ons is, waarna ons op pad is. Ons moet ons mentaliteit verander rondom die probleme wat die lewe oor ons pad bring. Ons het nodig om te weet hoe om te kan fokus, ongeag wat die wêreld wil hê ons moet doen hierso. Ons het nodig om te kan fokus en voort te kan beweeg, al wil die wêreld ons terughou en ons stil maak en ons stop. Jesus kom gou. En dan gaan Openbaring 3 vers 11 verder sê, hou vas wat jy het, so niemand jou kroon kan neem nie. Ek weier dat iemand anders my kroon vat. Ek weet nie van nie, maar ek gaan nie dit toelaat nie. En ek sê dit met 'n geestelike aggressie. Ek gaan nie toelaat dat iemand my plek vat eendag in die hemel nie. Ek gaan nie toelaat dat dit lyk asof Jesus vir my kyk, en dan kyk hy eintlik vir jou agter my nie. Het jy al 'n ervaring gehad? Iemand kyk vir jou, en jy dink, wow, jy weet die ou kyk vir my, en dis nog iemand wat belangrik is, en dan sê die ou, nee, hy die ou agter jou. Mense, wat is so ernstig op hierdie planeet? Wat is weggaan van Christus? Dit is waar, ons geheue is swak. Veral ons geestelike geheue. Ons vergeet so gou dat ons fokus op hierdie wêreld gaan uiteindelik veroorsaak dat ons die kroon van die lewe gaan mis. Maar dit voel nie werklik op hierdie stadium nie. Daar is te veel goed ons besig is. Ons vergeet naderhand dat Jesus is die belangrikste persoon wanneer dit kom by ons wêreldse prioriteite. Omdat net hy ons dit kan gee, waarvoor ons in eie krag so hard probeer werk. Johannes 14 vers 27 is 'n mooi teksgedeelte. Luister hierna. Vrede laat ek vir julle na. Ons is besig dalk in hierdie week gewees wat verby is. Ons gaan besig wees in die week wat kom. Ons gaan besig wees tot die Here kom met hierdie dinge van hierdie wêreld, met ons probleme, ons persoonlike goed. Dit gaan nie ophou nie. En ons het iets nodig buite onsself. Dat ongeag die probleme, ons vrede kan ervaar. Vrede laat ek vir julle na. My vrede, sê Christus, gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee nie. Dit maak nie saak wat se sukses jy behaal nie. Vriende, jy gaan nooit vrede ervaar nie. Jy droom as jy dit glo. Want jy gaan altyd, al het jy, hulle sê ons, jy kan hoe ryk word, kom ek sê dit so, maar jy gaan altyd bekommerd word, jy gaan dit wegvat van die weer. Dis 'n feit. So maak sou wel vir jou, jy gaan ook nie vrede hê nie. Nie soos die wêreld gee ek aan hulle vrede nie. My elektrisiteit wat hulle binnekort gaan opsit hier so by die huis, gaan my nie meer vrede gee nie. Want enigeen kan daar hier ook kom as hy regtig wil. En dan sê hy iets baie interessant Jesus hierso. Laat julle hart nie ontstel word en bang wees nie. My ervaring was gewees in die verlede dat as daar 'n probleem opgekom het in my bediening, dan ek rondgeskarrel om te kyk wat ek kan doen met op te los. In tyd het die Here my geleer dat foute gaan ek maak, maar om rond te skarrel gaan nie die antwoord wees nie. Eerstens om te leer dat die fout is baie belangrik. Maar tweedens om dit in sy hande te plaas gaan die belangrikste ding wees wat ek kan doen.
En in my bediening soos dit aangaan, ek gesien hoe God al begin werk het. Maar ek besef het ek glad in staat is om seker goed uit te sorteer nie. En God dan intree. Hoekom wil ek dan bang wees? Hoekom wil ek ontsteld wees? As 'n God as my vriend het. Los hy alles op, altyd? Nee, sommige goed moet ek vir myself ook uitsorteer. Dit is so. Maar hy bly nog steeds 'n primêre faktor, die primêre faktor in daai probleem, om my te help, om dit uit te sorteer. Daarom is ek vanoggend dankbaar vir God se groot genade. Dit gee ons nog 'n geleentheid om reg te maak waar ons verkeer het. Dit gebeur nie met verskonings of onsself of ons daaruit regverdig nie, maar deur opreg te berou, omdat ons besef dat ons die eie ek oor God verhef het. Die ander puntjie wat ek vinnig wil aanraak, die ander mense, hoe hulle beïnvloed word deur hierdie invloed wat ek het, en hoe hulle ook my beïnvloed. Wat is ons assosiasie tussen God se genade en ons ervarings met ander mense? Dis hier waar Matteus 7 inkom, waar ons geneig is om eerder na die splinter in die ander ou se oog te kyk in plaas van die balk in ons eie. Dis hoekom ek sê ek sien hier om julle splinter uit te haal. Ek het my uitdagings en daar's 'n paar balke wat ek het sorteer oor. Wie weet, ons is geneig om ander mense hemel of hel toe te stuur deur na hulle kerkverbintenis te kyk, hulle optredes, hulle klere, selfs hulle klere, en miskien is daar selfs regverdiging daarin. Selfs waar hulle bly of werk kan selfs ons beïnvloed. Maar wat weerspieël ons werklik wat die genade van God dan betref? Kan ons getuig dat God ongeag hoe veilig ons is, ons gered het, ons gehelp het, maak dit ons beter as ander? Alleenlik as dit ek was wat werk gedoen het in myself en dit reg gekry het. Maar wanneer ek kom by God se genade, het ek niks gedoen om myself te kry waar ek is nie. En inteendeel is ek maar nog steeds dieselfde persoon. En alles wat gedoen is in en deur my lewe is deur Jesus is deur Jesus Christus self gedoen. En dit is ook so belangrik om na ons eie lewens eers te kyk en te sien wat Christus in ons lewens gedoen het, voordat ons begin kyk na ander mense toe, want dan mag ons dalk hoop hê vir ander. Mag ons dalk anders behandel met liefde en omgee en hulle herinner aan God se groot genade ongeag dit wat hulle gedoen het. Is ons gevolgtrekking by God se genade verander nie dalk identies wat ons dan soms glo God se genade vir ons is nie. Is ons verhouding teenoor ander op dieselfde vlak as wat ons verhouding baie keer met God se dalk is? Baie keer tree ons selfs op asof ons op God plekke behoort te ruil. En ongelukkig is dit 'n nuwe mentaliteit wat die wêreld vinnig oorneem. Miskien is dit die ander rede hoekom ons op ons eie ding kan doen en nie nodig het om met mekaar te kom nie. Ons dink ons kan Jesus namaak deur die harte van mense te oordeel en akkurate gevolgtrekkings te maak. Ander mense het dalk soms negatiewe invloed op ons, maar die vraag is watter invloed weerspieël ons deur ons voorbeeld? Is ons daar om nog kansse te gee, nog liefde te gee, nog omgee te gee, nog 'n keer te probeer? 2 Korintiërs 5:20-21 sê, ons tree dan op as gesandte van Christus. Asof God deur ons vermaan, ons bid julle om Christus ontwil, laat julle met God versoen. Dis 'n oproep om in liefde en genade, nie in oordeel nie. Want hy het hom wat geen sonde geken nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Paulus herken baie duidelik dat hy nie gered is deur sy eie krag nie. Hy kan nie spog oor wie hy is nie. Die enigste spog wat hy kan doen is om God voor te stel en God aan mense te gee. Hardkoppigheid is moontlik een van die grootste ewels wat ons eendag in die koninkryk gaan hou. Daarom pleit Paulus, want hy pleit met mense ook wat hardkoppig is. Ons almal val daai kategorie soms. En ek praat spesifiek van hardkoppigheid om ander te vergewe en te aanvaar ongeag. Kan ons vergewe en aanvaar? Kan ons voortgaan? Ons praat nie om te aanvaar wat verkeerd en rebels is nie. Niemand sê keer dit wat sleg is, goed nie. Maar om eerder die persoon te aanvaar as 'n kind van God. Dat Jesus net so nodig het as ek.
Wat 'n klap aan Christus se gesig as ons sê ons is sy kinders, maar ons tree in gelid met Satan op. Raak vir 'n oomblik stil en besin die genade van Jesus Christus in u eie lewe. En dan wat sy verwagting ook is van ons teenoor ander. Ons spreek Jesus Christus aan ander, maar ons leef dit nie uit teenoor ander nie. Romeine 12:9 sê ons moet onsself nie wreek nie op ander nie. En dis wat Wolf ongelukkig gedoen in ons verhaal. Hy het wraak geneem en dis hoekom ek sê ons val baie keer in daai kategorie ook. Dit sê moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. Onthou, u en ek is ook die ander. En soms gaan ons ook so behandel word. Dit is my altyd vreemd dat mense baie stikkend voel en seer voel as iemand hulle te nagekom het. Maar daai selfde persoon dalk 'n rukkie terug, en ek het al sulke goed gesien, het iemand anders te nagekom en seer gemaak en hulle wou nie dit regmaak nie. Want nou weet hulle kan nie verstaan hoe dit met hulle gebeur en hoe kom die ander persoon hulle nie wil vergewe en hulle wil help nie. Daar is geen logika daarin vir my nie. Ons is reg om hy te deel, maar ons kan nie ontvang nie. Ons is reg om te oordeel, maar ons wil nie veroordeel word nie. Dis altyd die eenrigtingstraat. Die mense ons as kinders van die Here het nodig om te besef dat ons het nodig om ook in oordeel te staan soms teenoor ander mense. Waar hulle na ons kyk en vir ons moet reg help. Ons kan wie ook al blameer vir die rede waarom ons optree soos ons optree. Maar volgens die Bybel is daar geen verskoning nie. As dit verkeerd is dit verkeerd, ongeag wat ander ons gedoen het. Want uiteindelik gaan God sit as die ware getuie saam met hulle teen my. Ek sluit af met God. Wie God werklik is. Ons weet, of ons dink ons weet. En selfs ek, met julle almal gekombineerd, weet nie werklik wie God is nie. En ek raak uit frustreerd as ek hoor en sien hoe dat God, of hoe elkeen God op sy manier ook uitdeel. Want daar is 'n plek waar ons weet, God nie is nie. Die Bybel maak seker dinge baie duidelik. Dit is God nie, en dit is hy. Al is daar 'n paar areas wat ons nie van seker is nie. Hoe dat mense eintlik 'n God skep om aan te pas by hulle passies, hulle lus en optrede. Dit laat my by die vraag oor wie is God dan werklik? As jy 'n God het en ek het 'n God en my vrou het 'n ander God en elkeen in die kerk het 'n ander God, want elkeen van ons het sekere goedjies wat ons doen, wat ons regverdig volgens die Bybel, wat nie eintlik die Bybel regtig staan nie of gemotiveerd word nie. Maar tog is dit God wat dit gedoen het. Nou waarom doen hy dit vir jou en nie vir my nie? En nou sê ons, ja, maar weet jy wat, jou persoonlikheid is anders as myne en jy's op 'n ander vlak as ek. En jy weet, ons begin dit alles wegredeneer om te regverdig op die einde van die dag hoekom ek myself regverdig vir dit wat ek doen. En hoekom my God lyk soos hy lyk. En te waarheid is, as ek my gevolgtrekking maak, is dat daar tot duisende gode. Elkeen wat geskaap is daar, wie se beeld? My beeld. En dit is nie wie God is nie, vriende. Want watter een van julle is die ware God? En elke persoon het skuld daaraan en dis kom daar stryery ontstaan. Want ek wil my punt maak en dis nie eens baie keer Bybels georiënteerd nie. Want dit is my oortuiging in die postmoderne era. En baie mense het dit meer skuld as ander. Ander kan uitgaan uit hulle pad uit om 'n punt te maak dat wat hulle sê en doen ongeag is hoe God dit wil hê. Maar min mense doen werklik die moeite om die Bybel te bestudeer en die vraag te vra, wie is God werklik? En wat verlang hy van my? Nie ek van hom nie. En ek wil die volgende uitdaag, terwyl u die nagmaal gaan gebruik, dat u hierdie vraag gaan vra, Here. Nie van, Here, hoe wil ek hê u moet wees nie? Maar eerder, Here, hoe wil u hê ek moet wees? God kan nie wees wie ek hom maak nie. Ek kan alles probeer om hom te verander. Dit is nie 'n skildery wat net 'n paar strepe die prentjie kan verander nie. Ons as Adventiste het sterk oortuigings, vriende, oor dinge omdat dit Bybels is, nie omdat ons dit ergens in die lig gaan haal het nie. Tog, so gou as iemand sekere van hierdie dinge probeer uitleef in oortuiging, veral dit wat nie baie gewild is nie, word hierdie mense gekritiseer, aangeval en valslik beskuldig deur hulle eie kerkgenote. Is dit hoe God is? Of is dit God se doel dat ons moet verbeter in ons lewe na hom? Ons is op reis na 'n land van melk en honing,
waar die God van die heelal woon. Maar ons is nog nie gereed, of reg om gereed te maak, om daarin te gaan nie. Nog 'n kort rukkie. Ons wil met ons wêreldse gewoontes daaraan gaan ingaan en dink dat dit maar aanvaarbaar sal wees vir 'n God wat ek verander het in my beeld. Maar ons vergeet, hy is onveranderlik. God is die ek is. Die Bybel maak dit duidelik, daar is net een. En wat jy en ek doen en dink, is nie God nie. Selfs van die goed wat ek miskien van vooraf mag preek, mag selfs nie eens God wees nie. Omdat ek mens is en net oordra soos ek die Bybel verstaan. Maar een ding weet ek verseker, en dit is, dat God is 'n God van liefde. Is dit nie waar nie? En dit is waar ons vanoggend moet vashou, met al ons foute, met al ons tekortkominge, om te fokus op hierdie een punt van verhouding. En vir God te vra om ons toe te laat om sistematies so te kan beweeg, dat ons sal uitsien om tyd met hom te spandeer. Dat ons geleenthede sal gebruik, geleenthede sal maak om by hom uit te kom. Dan net 2 en 3 vergader nie. Maar dat ons as eenheid, net soos daardie disippels, 120 nie bo vertrek, in gebed, saam kan vas en bid, en die Heilige Gees op ons uitgestort kan word. God kan nie iets anders wees as liefde nie. Arthur Spalding sê dit in sy boek, Die Lewe Liefdesweg, ek lees net hierdie stukkie gou. Hy het van sy liefde geneem, en dit in klein pakkies toegedra is, en dit baie mooi gestel. Ek het so sagte kant aan my ook hoor. Allerlei soorte pakkies, wat allerlei soorte groot is, en fatsoene en klere. Party van hulle was klein, en ander was groot. Party was wit, party was swart, party grys, party bruin, party was rond, en ander was lang of driehoekig. Ja, allerlei fatsoene, maar al was hulle kleer ook wat. Almal was pakkies van Gods liefde. Is nie mooi nie. Almal was pakkies van Gods liefde. En wie is daai pakkies? Jy en ek. Jy en ek. Want jy sien, ons kan sê wat ons wil. Ons kan sê, ek het nie die gawe om 'n viool te speel nie. Ek dink 'n paar van ons het dalk nie die gawe om 'n viool te speel nie. En ek waardeer as die drie so lekker speel. Ek weet ook al die hele oefening wat daaraan gaan. En ek het dalk nie die gawe om hier voor te staan nie. Ek het dalk nie die gawe om offisiële Bybelstudie te kan gee nie. Maar weet jy wat het ek die gawe wat die Here aan almal gegee het? Om lief te hê. Om lief te hê. Nie omdat iemand jou lief het nie, omdat jy God se karakter nie het, ongeag hoe hulle persoon jou behandel, om lief te hê. Dis wie God is, om lief te hê. Min mense op die aarde wil vir ewig sterwe. As ek die aarde moet sien, wil niemand van ons doodgaan nie. Niemand van ons wil hel toe gaan nie. Niemand van ons wil vir ewig verlore wees nie. En ek en u het God se genade baie nodig, wat nog volop is, maar soveel te meer die mense daar buite. Maar as ons nie begin hê nie, het ons niks te veel daar buite nie. Ek wil nie hamer op die ding, so laaste keer wat ek dit gaan doen, maar as ek 'n gas gebring het vir week in gebed hiernatoe, wat sou sy indruk gewees het van ons as kerk se verhouding teenoor God en met God? Sou ons 'n pakkie liefde gewees het? Of sou die kerk 'n leë kerk sonder liefde gewees het? Want er is niemand om liefde te gee nie. Kom ons los sekere dinge in vrede. Kom ons maak hier 'n begin. Dit is nagmaal. God wil hê dat elkeen van ons deel moet wees aan hierdie proses. Ons moet ook besef dat wanneer ons hierdie nagmaal neem, dan maak ons 'n gelofte om getrou te wees van jou vorentoe. 'n Nuwe belofte dat Here, ek het gefouteer in die verlede en vriende, ek kyk na myself. Ek het hierdie nagmaal vanoggend net so nodig. Maar ek wil hê Here moet my verander en ek wil hê Here moet my nuut maak. En ek wil 'n nuwe begin met hom vandag begin. My gebed is dat U die begeerte sal wees. Maar nie net hierson nie, maar dat wanneer ons same zijn met van die gelowiges hier, nie het Here soek om nie te wees nie.
Nie verskonings maak waarom nie, ongeag wat gebeur, maar probeer om 'n punt te maak, 'n afspraak wat ons nie kan kanselleer nie, om vir God te wys dat jy wil met hom wees. Want vriende, een afspraak wat ek op 'n tyd nooit sou kanselleer nie, was 'n afspraak met my vrou. En ons almal weet hoe dit voel, om lief te wees vir iemand, en 'n afspraak te maak, en om dit na te kom. Kom, geniet die afspraak met God, nie net vandag nie, elke dag in die toekoms, wanneer ons 'n geleentheid vir samekoms het, dat die Here in deur ons kan werk. Vriende, mag ons uiteindelik almal gered word, en Jesus saam ontmoet, wanneer hy kom die volgende. Amen.